ze worden vader en liefde. En dat was zijn liefde alleen. Dat was net zijn liefde alleen. Om die jongen van boven te gaan. Amen. Ik wil allemaal groeten in de mooie van de koning Jezus. Al ons leiders, ons ouderen, ons pastoren, ons ministers, die evangelisten, alles visitors. Amen. Ons family, Here seën vir julle vanoggend saam met ons. Is jy bly met die huis van die Here te wees? En met ons baie dankbaar. Ek weet dit was juffrou dag vandag. Het was juffrou dag vandag. En kan ons die juffrou toe? En kan volgende week met meer dag. En vandaag was het juffrou dag. Zo dankbaar vir hulle wat hulle wonderlik hulle bediening kon uitgeleef vanoggend. Net deur woord van getuienis. Ja, is wonderlik net die Here werk. En dit is ook inspirerend vir ons. Amen. Dat what he has done for them. Yes. Amen. Vir die wat nog in studie is, die wat nog voel hulle wil nog en wat so ever. Amen. Dis nie maklik nie as jy daag, maar dit is maklik met die Here. Amen. Dit is maklik met die Here. So weer eens baie dankie vir hulle wat vir ons kon geminister en self ons ons diensleer kan ons diensleer so dat is. Sy moes nog gister wat alleen skryf wat is toe gestuur en sy moes nog 'n breide en om afsonder want dit is geen jy kan nie hier staan en jy sê afgesonder en jy sê ek wil ry ek sal moet afsonder net maar dankie ook vir haar wat vanoggend vir ons gereed het. Die baie seker nie baie lank gekom nie. Ons is Pinksterdag, né? So ons celebrate ons laasweek die Hemelvaart celebrate en vandag celebrate ons die uitstorting van die Heilige Gees. Dit gaan nie lank is nie. Maar vir my as ek weet nie wie kan laas jaar so message kon doen. Is daar iemand wat laas jaar so message kon doen? Van die Pinksteroggend. O, Here. Niemand. Wie was laas jaar? Niemand kan doen. Juffrou ons moet die klas laat oplet. Die klas let nie op. Amen. Juffrou ons, ek dink van nou af wat ek preek op die juffrou ons agter my sit. Ek sien dat ek nie 'n bordel aan hierso. So om die klas net as jy oplet in die klas. So laat jy so ek kan ek weer laat jy boodskap doen. Hy kon ek kan dit doen. En ek is ek voel so anders op en ek het nooit geweet hier's iemand wat eksperiërig in die sy is 'n briek. So wat sê Jakob thanks. Hy moet ook ek is daarom nog in my woordeskat so reg. Ek moet ook mooi my woorde tel. Amen. Om presies te wees. Die Afrikaans. Ek baie lief Afrikaans. Ek dink dit is die mooiste taal wat ek kan kry. Afrikaans. Maar jy moet dit lees. So laas jaar se message, se Pinksterfees message. My vrou kan dit doen. Sy kan sy wil maar net sê nie. Sy kan dit doen. Sy kan dit doen. Maar we gaan sê wat laat is 'n Pinkster message was Moses by die brandende bos. Amen. Hy was laas jaar se Pinkster message. Amen. Ek wil hê julle praat ja, so daar het my nood om die skrif daar te sit. Is dit belangrik om te reference. Amen. Belangrik nie. Ja, kan Jood en elke titel. Ons moet kan reference. So as ek believe dat God praat. Seker ek gaan op my wyse omtrent 2 keer. Amen. Om vir te sê wat ek wil sê. Van sometimes vang ons dit die eerste keer. Amen. Sometimes vang ons dit die eerste keer. En dan gee God eers hy gee eers 'n subliminal message, 'n weggesteekte message, né? Maar in daai message gee hy eers die antwoord.
vir wat gaan kom. Amen. Die slaas ook dat die ou mense al dit so sarkasties kon gewees het om vir jou eers goed in te doen, sodat jy weet jy's ingedoen en daarna as jy sit en dink as jy die dinge ek wil doen, Here wat ek gaan doen. Amen. So hulle gee 'n message wat weggesteek is, maar hulle sê ek sê wat hulle jou wil sê. Nou wanneer ek minister, dan wil ek kan nie net fokus die dag toe God die Heilige Gees uitgestort het, want ek believe dat hy was die eerste keer. As julle met vir daai moment was die eerste keer, maar God het al reeds 'n message in die Ou Testament weggesteek, né? Sodat dit in vervulling kan kom op die dag van Pinkster. As jy met so dit was Moses se Pinkster was die brandende bos. Die apostels se Pinkster was tonge soos vuur uit die hemel. As jy met my. Maar Moses se Pinkster was die brandende bos. Hoekom sê pas van as Dawid God Moses nader gekry het en hom gesê het ek dis wat ek vir jou wil sê. En nou ek kan nie mense nou weer bedien, maar ek gaan dit nie doen. Amen. So hou dit nou net. So vandag se message is moet ek weer teruggaan in die Ou Testament. Ek kan nie op Dawid Pinkster fokus en dink dat vir my gaan dit nie kan werk nie. So ons is in die Ou Testament in die boek van Levitikus. Ek wil as en wil ek 'n volle lang dag vandag, ek wil ek nog baie dat ek gaan nie vir u lang. Ons in Levitikus 9. 9 vers 24 en dan kan as en dan so Levitikus 6 vers 13. Levitikus 6 vers 13. Amen. Dis die derde boek. Amen. Moenie agter gaan soek nie, as die derde boek. Jy moenie agter die Bybel soek nie. Maar net die derde van Torah. Amen. Amen. Die derde boek van Torah. Amen. Levitikus. Ek vertrou die Here so. Ek gaan vir julle voorlees. So Levitikus 6 vers 13 sê en die vuur op die altaar moet nooit uitgeblus word dit moet altyd brand. Né? As ek reg, Levitikus 6 vers 13, hy sê iets in daai die vuur op die altaar moet nie uitgeblus word nie. Dit moet altyd brand, né? Dit sê dit. Amen. Het jy reg? Die vuur op die altaar, daai 6 vers 13. Is dit so? Amen. Ek so bly met die Here nog met my. Amen. Maar ek vergeet dit nou deesdae. Amen. Wat om te doen. Amen. O, ek vergeet. Ek het gister die kas sleutel gesoek. Ek kry die sleutel nie. Maar dis waar ek nog is. Maar as ek daai skrif weg is, dan lees nog maar uit. Nee, hy sê so die vuur op die altaar moet nie uitgeblus word nie. Altyd brand. Hy sê vers hoofstuk 9 vers 23. Ek gaan vir daai lees. Daarom het Moses en Aaron in die tent van samekoms ingegaan en toe hulle uitgekom het, hulle die volk geseën. Amen. En die heerlikheid van die Here het aan die hele volk verskyn. Eers met die heerlikheid van die Here het aan die hele volk verskyn. Vuur het die aangesig, het van die aangesig van die Here uitgegaan en op die altaar die brandoffer en die stukke vet verteer. Toe die hele volk dit sien, het hulle gejuig en op hulle aangesig geval. Vuur het uitgegaan, vuur van die aangesig van die Here het uitgegaan en het die altaar, die brandoffer en die stukke vet verteer tot die hele volk. So die Engelse vertaling sê toe die presence van die Here verskyn, né, in die samekoms, né, het die altaar miraculously. Amen. Ons het nog gehoor, God is 'n God van skielike, né? Miraculously het die vuur op die altaar aan die brand gesit. As jy met skielik. Nou, hoe incorporate ons dit in die Pinkster? Wat ons moet verstaan, die hele boek van Levitikus, vanaf vers 6 tot hoofstuk 9, sê God vir Moses van die verskillende offers, né? Hy sê die brandoffer. Hy sê wat hulle moet doen wanneer jy sonde gedoen het. Die
praat nie met die God gee instruksie wat 'n tipe vee moes gebruik word. Nee, 'n eersteling, 'n manlike dier, vee, nee. Hy moet geen gebrek hê nie. Nee. Dan moet ons wat dan skuldig is, ons hande op die voorwerp plaas, dan word hy gesny, die priester, Aaron se seuns, moet dit vat. Hulle moet besprikkel en dan het God die persoon vergewe. As jy nie 'n vee boer, ek het dit eens geweet nie, as jy nie 'n vee boer gewees het nie, en jy was nog meer in die graan, dan moet jy graan gevat het, of are gevat het. Die eerste, nee. Jy moet dit dan geoffer het aan God, die meel moet dan gestrooi gewees het. So God gee heeltyd vir hulle instruksies aangaande worship, aangaande offering. Nee, wat moes gebeur, sodat God hulle kon vergewe. Amen. Wat ons moet verstaan, wanneer God ons wil gebruik, en wanneer God ons gaan gebruik, gaan dit van ons af kos, om ons eers voor God skoon te kry. Is jy met my? Ons moet ons eers voor God cleanse, sodat God ons dan in sy werktuig in kan sit, en dan ons kan uitstuur om te doen wat hy vir ons wil hê om te doen. Nee? So, voor die volk, of voor die persone regtig actively kon gehoorsaam word en in diens van God gestaan het, moes hulle eers die brandoffer, of die skuldoffer, of die sonoffer, of die dankoffer gedoen het, voor God hulle kon. Dat het iets gekos. Dat was nie sommer net so nie. Dat het iets gekos wat hulle moes prys gee, nee, om dit te doen. As ons laat die message hoor, Jesus sê met die disciples, ek like die vergelyking hier, die Bybel sê toe Moses en Aaron die tent gaan, het hulle die volk geseën. Die Bybel sê laas, toe Jesus voor jou opgegaan het, die heilige, amen. So, die ooreenkom het as, maar Jesus sê vir hulle, gaan en wag. Wat vir my sê is, gaan en wag. Vergiet nou wat by die huis, vergiet jou familie, vergiet jou kinders, vir die volgende 10 dae gaan wag net. Nee? Dit kos, want ook voor God ons gaan gebruik, gaan dit vir ons kos, die waar is, 'n afsondering. Voordat die Heilige Gees actief in ons gaan werk, gaan dit vir ons kos om te let go. Voor die Heilige Gees ons gaan stuur in rigtings om te doen wat God wil hê ons moet doen, want ons almal wil bruikbaar is vir God, maar soms wil ons almal nie offer vir God nie. Amen. Hy sê, hulle moet eers hulle gekleanse het. Nee? En dan vergewe God hulle. Dis een van die especially in where we are living now, is moeilik. Waar mense whatever wil offer, kyk, sy wil die Here dien, maar sy wil ook nog 'n dingetjie doen. Amen. Sy wil regtig deurbreek, maar sy wil ook nog iets vashou. Nee? Sy wil regtig soos daai persoon, sy admire, die sister, ek se like. Maar die rede hoekom sy nie stap nou daar kan kom nie, van daar is nog iets wat te midde is dat God dit kan gebruik. God het van hierdie mense verwag, hulle moes geoffer word. So, en kom ek sê so, vir hulle was het sometimes ook nie te moeilik nie, want hulle was boere van nature. So, dit was maklik om te gesê, okay, ek gaan my oor toemaak en my beste gee nie, of laat ek dit in die system kan kom, nee? Dat die Here my dit kan gebruik. Vir ons is dit 'n bietjie moeiliker, want die offer van die Ou Testament hierso, van ons die Nuwe Testament betree, vat hy offer 'n nuwe wending.
Amen. Hy vat 'n nuwe turn. Die offer, né, is nie nou meer 'n external something nie. Hy hoor nie. Is nie meer iets wat ek in my kraal kan gaan haal nie. Is nie meer iets wat ek waar kan gaan haal nie. Ek wil vir u sê die offer is nie eers my tiende wat ek kan ingooi of my offering wat ek kan ingooi nie. Die offer het 'n ander wending ingevat. Die vuur of die graan het 'n ander nature ingevat. En weet jy wat is dit nou? The offer became you. Die offer, it became you. God verwag nie meer 'n external offering. Amen. Van in die Ou Testament, ek kan my offer net gebring het, gebid het, dan het die priester oorgevat, ek stap weg, ek kry 'n wyn, sy is vergewe. Sodat ek enig iets prys gegee het, gedoen het, whatsoever. Nee, die priester het dat weer right, hy is deur. Hy is, you know, tot volgende jaar. Nee. Dan sit ek al in my budget, nee, hoor so, dan sit ek al in my budget, right, volgende jaar. Ek sê ook vir die ouens, sê maar ek het 'n skaapboer. Dan sê ek vir my ons kykie, moenie daai lamp wat ons gaan slag, moenie nie deel maak van my, as ek nou reg as ek sê my surplus van wat ek het nie. Sit hom aside. Want die Here wag die beste en ek gaan maar maak my ouma net toe. Sit hom net daar dat hy net volgende jaar wie hy het sy plek. As julle is met my, né? En dan move ek maar aan tot dit offertyd is en dan alright, baas hy bring hom die offer op. Nee, nou is dit 'n ander wending. God wil nie meer hê ons moet iets external offer nie. Die offer raak nou personal. Jesus kom by die put van Samaria, sê die Bybel, en hy praat met die vrou, en Jesus alles oor mekaar, you know, en eventually sê die vrou vir Jesus, ja, wat het ek met jou te doen? Jy is 'n Jood, ek is 'n Samaritaan. En nou begin sy godsdienstig raak, en sy sê vir Jesus, met baie trots, ons Samaritane aanbid so. Julle aanbid in Jerusalem en ons bid op die berg. Dis hoe ons aanbid. Sy begin godsdienstig te raak, né? Van sometimes bring godsdienst ons 'n skeiding op. Né? Vir die wat Woensdag aan nie by die bid hier gewees het nie. Né? Die Woensdag aan wat verby is. Né? Ons het 'n lekker diens gehad. So hulle sou gesê dat hulle doen dit soos ons dit doen. Net so dat die wat nie Woensdag aan die kerk gewees het nie. Dis is daaroor. Hulle doen dit van godsdienst het 'n manier om 'n skeiding. Hy net so die vrou sê vir Jesus, ons doen dit soos julle dit doen. Ek hoop julle vat my, né? Ons doen dit nie soos julle dit doen nie. Sy sê vir Jesus, ons doen dit so en julle doen so. Jesus sê vir haar, by the way, God soek nie meer mense wat so bid en so bid nie. God soek wat? Ware aanbidders. Mense wat hom in gees en in waarheid aanbid. Die sacrifice is nie meer op plekke ook nie. The sacrifice, it become you. But jy kan nie God aanbid. Let jou, jy kan nie God aanbid. Jy kan nie God aanbid. Hoor wat ek nou gaan sê, ek gaan nie laat preek vandag. Jy kan nie God aanbid sonder vuur nie. Amen. You need the fire of the Holy Spirit wat jou worship ignite. Amen. Hy was nog goeie Engels. Nee. You need the fire of the Holy Spirit. Nee. Wat jou worship ignite. Wat dit aansteek. Nee. Otherwise gaan jy godsdienstig raak as jy net ons aanbid op Woensdag en julle aanbid op Donderdag gaan. Maar wanneer die vuur van die Heilige Gees jou ignite, dan raak jou worship limitless.
Jy begin enige plek te aanbid. Jy begin te sens, is 'n storm wat op pad is. Ek het nodig om te aanbid nou. Nee? Ek het nodig om te aanbid. So die suster gesê dat jy kry sometimes news op snaakse tye van die dag. En you need to jy moet jou composure hou. Sy kry skielike news. Snaakse news. In die middel van blydskap kry jy slegte news. Jy was heel op en happy, dan bel iemand jou met snaakse news. Nou wanneer jy ignite is met die Heilige Gees and you become the offer, dan begin jy aanbid, want jy begin te verstaan dat God, hy woon onder die lofsange van sy mense. So wanneer ek begin te aanbid, ek het nog besig om te aanbid, want ek het die nuus gekry, sê, Here tree in, Here, ek het nog, ek weet nou nie, my joy nog het change in sadness, ek need a counter, I need to worship, ek moet aanbid, ek gaan toilet en begin te bid. Nou begin God in jou midde hy is active in jou midst. Amen. Hy raak actief in jou midde. Hy begin jou te herstel in jou midde, because die nuus wat jy kry, is veronderstel om jou te breek. Hy is veronderstel om jou uit te slaan. Want jou kante, because you become the offer, jy kan nie nou nog iets external doen, whatsoever, you become the object of worship. You become it, and you began to worship God. Jy begin om te aanbid, jy begin in aanbidding word, jy begin te sing, jy begin te aanbid, jy begin te intree in jou binneste. Die mense sien jou van buite, maar hulle weet nie wat is besig om binne te gebeur nie. Jy begin jou oop te maak, jy begin te bely binne in jou, jy begin, Here vergeef vir my, Here werk in my, Here jy begin met God te deel in jou, daai is part van worship. Jy begin jou te skeer, Here, as ek nog dit gedoen het, en jy begin God active in jou midst te raak. Active in jou midst. Because he loves under the worship, hy leef onder die lofsange van ons, en nou begin God jou te sens, hy begin jou so nader te sens, maar jy kan nie dit doen nie, as die vuur nie brand nie. Die suster het nou gesê, a wise man maak hout en die somme by mekaar, so laat in die winter 'n warm plek kan hê. Soos iets wat ons by mekaar maak. Maar dis God wat dit aan die brand steek. Hier sê die skrif vir ons, en Moses het ingegaan, hy het hulle geseën, en toe die aangesig van God, of sy presence, die Afrikaans, die Engels, sy teenwoordigheid, in hulle midde kom, toe die vuur outomaties aan die brand steek. Nou jy sê, vandag lewe mense sonder die teenwoordigheid van God. Mense doen sonder die teenwoordigheid van God. Feit teenwoordighede van God. Opgeblaase teenwoordighede wat veronderstel is, hulle maak afskynsel van God se teenwoordigheid. Daar is geen teenwoordigheid nie, maar dit word opgegimmick en somehow opgevat so ever. En dis lyk of die teenwoordigheid van God is, maar God se teenwoordigheid is hier nie. Wanneer hy persoon uitgaan, hy persoon maar weer dieselfde. Hy moet elke keer weer terugkom. Hoor jy so? Hy moet elke keer weer terugkom. Levitikus 6:13 sê, wanneer ons redig God se teenwoordigheid verstaan, sal ons verstaan, wanneer God ons ignite, die vuur moet nie uitgaan nie. Hy sê die vuur moet altyd brand. Die vuur in ons lewe moet altyd brand. Pinkster het op die 50ste dag gebeur, maar dit het nie daar gebly nie. Na die disippels uitgegaan het, was hulle altyd aan die brand van die Here. Sy kry gelowiges wat elke Sondag moet kom, sodat hulle aan die brand gestiek moet word. Elke Sondag. Hulle gaan na watse campaigns toe, hulle moet paal aan die brand gestiek word. Hulle is eerste in die gebedslei, van hulle moet glo iemand moet hulle
As net God wat aan die brand steek. Die Bybel sê en God het self die vuur ignite. Nee? Iemand kan nie die vuur oor jou ignite nie. Wanneer God die vuur jou oor jou aansteek, is wanneer jy offer. Jy self is en dit jy lê regtig daar. Dan die van nou God het nooit as hy offer verkeerd gewees het, God hy offer kan maar daar geleer het. God steek dit nie brand nie. Nee, hy kan maar 'n mooi vet as die motief van die gewer van die offer verkeerd gewees het. Jy weet mos wanneer mense wat skyn dien. Nee, hulle dien die Here skyn. Hulle you know daai vuur of daai altaar sal nooit brand nie. Sy kan maar 'n offer sit. Hy sal nie brand nie. Jy moet sê nee, ek het die beste wat die Here gegee. Hoe weet ek het nog ek moet die kerk 10 stoele gehad. Ek het dit vir die kerk. Ek het dit. As jou motief verkeerd is, gaan die offer nie brand nie. Jou altaar gaan nie vlam nie. Gaan nie, you know, dit moet waar dit is. Mense doen mos die snaakse goed om die teenwoordigheid van God te feit. God laat hom nie bespot nie. Nee, jou offer moet reg wees sodat die vuur aan die brand gesteek kan word. En vandag wil God ons ignite. Nie net vandag, ek dink ek sê nie net 'n reminder. Ek wil net weer refreshing doen. Want ons moet die Pinkstervuur in ons lewe hê en ons moet sorg, soos Levitikus sê, dit moet nie doodgaan nie. So, hoekom moet dit nie doodgaan nie? Hoe gaan ek sorg dat dit nie doodgaan nie? Hoe gaan ek sorg dat die altaar altyd brand in my lewe? Dat ek 'n lewendige altaar is vir die Here. Ek sal my elke dag moet offer. Elke dag moet ek die subject raak of worship. Elke dag gaan dit my kos om op die altaar van God te lê. My motief elke dag, dit kos baie, né? Elke dag. Hoor wat ek nou sê, om elke dag in die oë van iemand anders verkeerd te wees. Om elke dag, keer op keer, miskien die nog te vat. Maar God se vereiste is hoog. Dis as dit nou sê, en nou gesê, ek so baie dinge sê van God se rejection is sometimes also protection. So sometimes wanneer ons dink is 'n reject, want ek moet elke dag moet ek kan sorry sê. Elke dag, echt waar. Ek sê vir my partner, en sy nooit verkeerd nie. Dan kan nie wees dat sy nooit verkeerd is nie. Nee? Wanneer ons dit vuur aan die brand moet hou in ons lewe, want elke dag die subject of offer worship is. Elke dag. Elke dag. Sy gaan die pakkie moet aantrek soos die vriende. Amen. Elke dag. Om die vuur te laat brand. Kos dit daar moet 'n offer op die altaar. En die offer is nie meer iets van buite af nie. Die offer is jy. Die offer is ek. Ek gaan met elke dag moet neerlê op die altaar, sodat die vuur van God in my kan brand. Iemand het my gesê, pastor, en ek wil herhaling dat close to home. I hope you get it. If you don't get it, you can watch it on YouTube again. Amen. Ek wil iets incorporate. So wat nou gebeur is, iemand sê my, pastor, ek wil baie graag 'n koning wat ek gehoor het ook bid in tale. En ek wil ook baie graag die supernatural betree, né? En dit vir my nog 'n bietjie, okay, as jy vir my dit sê vir my jou, hy miskien stomp op 'n boek op jou altaar. Maar vir die Here nou blurry maak. En met hy vuur moet aan die brandende, die Here is ook nie rokstomp op jou altaar, hy is ook 'n brandende vuur, maar waarom? Dis slags dat die Here so lank dien, en as jy nou nog wonder, dat die supernatural jou qualify
vir die Heilige Gees. Ek wil my eigen so sê. Because some people think the supernatural, qualify you for salvation. En sometimes vir ons so, die mense is so twee drie, as hulle in die supernatural. En ons klap aan hande en sing die Afrikaanse koortjies. So waar staan dit by my? Don't stress oor dit. En die persoon haal aan, Mattheus, en Johannes sê, ek doop wel met die water. Is dit Ingrid? Daar is dit Ingrid staan. Wat jy moet kies. As jy dit is in Amen. Ek doop met die water. Maar hy wat kom, hoor wat ek sê, hy gaan julle doop met die Nee, julle is verkeerd. Hy gaan julle doop met die Hy gaan julle doop met die Heilige Gees. Maar as die suster wat hulle briek doen, komma 1:4. Nie komma nie 1:4. Wat vir my sê, dit separate die Heilige Gees van 4 af, né? Hy was 'n 1 in die middel. Hy sê nie en hy wat kom, gaan julle doop met die Heilige Gees 4 nie. Hy sê hy gaan julle doop met die Heilige Gees 1:4. So dit het ons mind geboggle, because currently, hoor ons nou, there's a supernatural service down at that hall, and we must come so that we can see the fire of the Holy Spirit. Nee? En ons voel minderwaardig, because we don't have the fire. Mattheus skei dit, en hy sê, hy wat kom wat julle doop met die Heilige Gees, en met die vuur. Nou die vuur represent die Heilige Gees aan sy eie. Die Heilige Gees is God homself. Nee, is God homself. Die vuur verteenwoordig of verteenwoordig twee goed. Die vuur praat van die krag van die Heilige Gees. Nee? Dit praat van ons moet altyd brandend is. Maar die vuur sê ook nog iets. Die vuur praat ook van die loutering proses van 'n gelowige. So wanneer ewe ons iets sê, dis hoekom Paulus skryf in sy boeke, hy sê, en julle geloof wat meer werd is as gelouterde goud, wat met vuur gelouter is, né? It have more value. Vind ons uit dat ons offer, né, of die vuur van God represent nie die Heilige Gees alleen nie. Maar dit praat ook dat God wil ons refine. En wanneer ons gerefine, wanneer ek refine is, deur die vuur, kry ek ook die krag om enige iets te refine wat aan my kant toe kom. As jy met my? Ek kan nou begin onderskei. Nee. Jy moet deur die vuur gaan. Maar nie die vuur van die Heilige Gees nie, sodat God jou kan suiwer. Nee? Sodat God, die vuur remind my dat ek brand vir die Here, maar die vuur remind ons ook dat iets wat veroordeel moet word, sodat wat verkeerd is, van dit wat die vuur moet doen. Die vuur in die Bybel praat nie net van die krag van die Heilige, maar hy praat ook van die oordeel. Hy praat ook van die oordeel, iets wat veroordeel moet word, sodat die beste daaruit moet word. Amen. Goud kan maar in waar gevind word. Goud het die value as hy nie deur die vuur gaan nie. Nee? Goud moet eers deur die vuur gaan voor hy sy waarde kry. Hy moet eers gerefine word. En op Pinkster moes hy disciples eers afgesonder gewees het. Weggewees het van hulle gewoontes. Nee, skoongemaak gewees het, geprepare geword het, totdat die Heilige Gees op hulle moes kom. En wat God van ons verlang, van ons regtig actively wil werk in sy akker, en die krag van die Heilige Gees, gaan dit kos dat ons self moet plaas, op die altaar, dat God ons kan refine, amen, sodat ons kan doen wat hy van ons verlang. Elke eie ek moet wegbrand. Elke eie gedagte moet wegbrand. Elke stingliedjes moet wegbrand.
elke synigheid moet wegbrand. Eie ek en watsoever, dit moet wegbrand van my af. God wil my refine, sodat hy die Heilige Gees op my kan plaas. Daar is te veel gelowiges in vandag, so dat hulle dien die Here met hulle eie goed, met hulle eie motiewe, met hulle eie wys. Niemand dien die Here meer soos in die ou tyd toe. Nee, waar hulle regtig hulle plaas by die Here en sê, Here, ons wandel net dat U wil nie elkeen het 'n verskoning om die Here te dien, almal het 'n uitdaging om die Here te dien, almal het 'n ding om die Here te dien. Want mense sê, is die persoon regtig deur die vuur, verstaan hy sy rol as 'n gelowige, dat die vuur altyd moet brand. Kom jy maar net Sondag na Sondag, Woensdag, as jy voel, hy kom hy nie. As jy voel, is alright, hulle kan maar gaan, hulle is sterk genoeg, dan bly jy. Nee, God wil nie ons moet dit doen nie. Hy wil nie ons moet altyd op die altaar bly, sodat hy ons kan refine, sodat ons kan doen. En dis hoekom ek wil sê, dis hoekom ons kry sulke weak services. Because die congregation verwag dat die vuur hier moet brand. Die band moet brand. Die singers. Hulle kan hulle moes sing. As ek my nie self, wanneer ons, ek wil eers juig. Ek wil eers hande klap. Ek wil eers my hande lig. Dit het God vir my alles die week gedoen nie. En ek dink so baie van my. Ek wil eers adoration aan God gee. Nee? Nou sê ek die kerk was dood. Die kerk was nie dood nie. Ek was dood. Want ek het die partyk in die God. Ek kan nie eens, ek wil nie aan God dank. Ek sê ek sal nie met God. Nee, so right, wat U gedoen het, moes U moet gedoen het. Hy hoef nie dit gedoen het. Hy het nie vir my gespaar. Hy hoef dit nie gedoen het nie. Hy kan iemand in jou plek, nou sit ek ook hier, en nou sê ek, die kerk, ek kan maar volgende by ander kerk het, die kerk is dood. Is die kerk wat dood is? Is ek. Nee? Van ek laat toe, dat ek hierdie oggend nie op die offer is. Op die altaar is. I'm not the subject of worship. So ek sit maar hier so, en ek hoop die pastor het 'n lang preekie, ek hoop nie dit nie, die kerk wat jy dooie gaan vanoggend, kyk wat jy dit, nee. As jy regtig dit meen met God, elke opportunity wat God jou gee, om aan hom dank te gee, en om aan aanbidding te gee, en adoration te gee, en jouself net daar te plaas, en vir die Here te sê, Here, dankie man. Nee, dan sal jy nie dood is nie. Want dan sal die vuur van die Here altyd op jou altaar brand. Amen. We become the altar. We become the offer. Ons raak 'n all-in-one. God het die vuur. Niemand het die vuur op my afbid nie. God moet hy vuur ignite in my lewe. Maar as God wil dit ignite, maar ek moet reg is. My offer moet nie verkeerd is nie. Dit moet reg is, sodat God, en weet julle wat vir ek wil sê, vuur het die vermoë, wanneer God jou ignite, jy kan maar kom, die band kan maar kom. Vuur het die vermoë, om warmte te gee. En hy gee lig. Nee? En hy trek aan. Almal wat koud het. Ek het gisteraand geloop ek het gestap. Toe kom ek op 'n plek, toe voel ek 'n skielike warmte. Ek het niks gesien nie. Toe dink ek, okay, seker maar die klimaat wat so een. Maar toe ek terug kon ek self, toe sê ek, hier staan 'n gallyblik. Daai oomblik wat ek hy warmte gevoel het, toe ek verby 'n gallyblik geloop. Né? Vuur bring atmosfeer. Né? Bring atmosfeer. Bring warmte, dit bring lig. Bring atmosfeer. Waar dit mense dra. So, jy moet jouself vra, as jy nie mense dra nie. En jy kan nie mense wil nie by jou visie, dat jy koud moes. Dat die vuur, dat daar nie vuur in jou visie is, dat jy net, dan so mense wil nie by jou visie, want daar is 'n koude wat is om jou. Die vuur het die vermoë, om iemand, wie ever, ons vra, ons hart was oop. Ons de andere 4 met broers,
van die mannen zo aan boter. Ons het weer die vier is, die gellyblik buiten. Die mannen wat zo die nacht aan de bijn lopen nie hulle. Hulle kon sit maar so aan by die vier. Hulle vier ook nie. Maar hulle wil nie by die vier is. Van daar is een warmte. You know, daar is een togetherness. En weet julle wat gebeur by die voor die Here jaar mee? Gebeur iets anders. By die vier, dan begin alles te praat by die vier. Komt die nie? By die vier begin sy alles te praat. Sy begin te jou met dag was voor, wie sê jy? You know, en as er iemand jy hoor, so pak nog hout op. Maar die vier moet nie dood gaan nie. Want het is lekker om die vier. So as niemand by jou kom sit nie, dan moet jy vir jouself sê, Here, brand die vuur nog in my. Is daar nog 'n warmte in my wat mense droom? Hoe gaan die vuur luister, God steek alleen die vuur aan die brand. Hoe gaan die vuur aan die brand bly? Ek sal met elke dag op die altaar beplaas, so die vuur van die Here. En die Here sê,